April was Wêreld Parkinsons Maand, 'n tyd om bewusmaking te skep oor 'n toestand wat baie mense raak, maar steeds nie altyd deeglik begryp word nie. Vandag gesels ons met Etienne Silje van Parkinsons ZA oor wat Parkinsons regtig vir mense wat daarmee leef beteken en ook hoekom daar 'n groter, meer omvattende benadering tot sorg nodig is. So goeiemôre, good morning Etienne en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Lekker om hier by julle saam te wees. Goed, baie mense het al van Parkinsons gehoor, maar ek dink die vraag is verstaan, jy weet, almal verstaan dit nie noodwendig heeltemal nie. So, jy weet, wat presies is dit en hoe raak dit 'n persoon se daaglikse lewe? Wel, ek self het Parkinsons. So, Parkinsons is 'n siekte wat die vinnigste groeiende neurosiekte is in die wêreld. Daar's om en by 11,5 miljoen mense met Parkinsons wêreldwyd. En die getalle oor die laaste 25 jaar het verdubbel. So wat dit eintlik is, dit is 'n siekte, is 'n neurologiese afwyking wat die senuweestelsel aantas. En dit lei tot progressiewe fisiese agteruitgang. Ja, dit ontstaan wanneer breinselle wat dopamien produseer geleidelik doodgaan. Dopamien is die belangrikste oordragstof of genoem chemiese boodskapper wat oordrag van syne in die senuistelsel moontlik maak. Goed, nou die siekte word dikwels laat gediagnoseer. Hoekom gebeur dit en watter vroeë tekens moet mense dophou? Hulle sê meeste mense kry Parkinsons al 10 jaar alvorens jy gediagnoseer word. In my geval, my hand het begin bewe en mense het my gevra, het jy Parkinson? Dan sê ek nee, dis net ouderdom, want ek is al 83. En ek was eendag by 'n velspesialist en hy vra vir my, het ek Parkinsons? Ek sê vir hom nee. Hy sê vir my, jy beter 'n neurospesialist gaan sien, want ek dink jy het Parkinsons, en dit het toe gebeur. Ja, jy is heeltemal reg. Die eerste tekens is 'n bietjie van 'n handskrifsel, partykeer is dit 'n kopskud, maar dit gebeur geleidelik. En gewoonlik mense oor 60, alhoewel daar mense is wat op 'n vroeër ouderdom kry van 30, 40s, vroeë aanslag. Goed, so hoe lyk die realiteit of werklikheid vir iemand wat daagliks met Parkinsons leef, as jy dit moes opsom? Parkinsons het twee gedeeltes. Een is die bewegende gedeelte. Dit is wat uiterlik is. Dit is nou jou handbewegings, dit is jou stap, dit is jou balans. Dit wat alles uiterlik is. En dan die nie uiterlik nie, dan is binne in jou. Parkinsons, omdat dit 'n senuweesiekte is, affekteer die hele liggaam. So dit kan jou spoeg beïnvloed, dit kan jou slaap beïnvloed, dit kan jou gemoed beïnvloed, jy kan depressief raak, dit kan jou stem hoor, jy hoor my stem is hees, en jou stem word al hoe dowwer, solang die mense sê vir jou, kan jou nie hoor nie. In my geval ook, jy kry wat hulle noem woordwisseling, vir woorde terugtrek, word retrieval. Ek kan praat soos dat ek nou met jou praat, dan ewe skielik wil ek iets sê, en dan verdwyn die woord net. Ek kan dit net nie uit, ek weet wat die woord is, en ek gebruik dit daagliks. Soos iemand het ander dag vir my gesê, wie is jou versekeraar? Ek het nie geweet nie. Ek staan na, weet nie. Dit kan oorlig, dat jy kan oorgaan na dementia toe. So, enigiets wat die liggaam affekteer, sluk byvoorbeeld. Baie mense se sluk word beïnvloed en jy kan dan kos kry wat in jou longe ingaan. En dit veroorsaak dood. Maar mense sê, jy gaan nie dood van Parkinsons nie, maar jy gaan dood met Parkinsons. Goed, so hoe kan 'n mens betrokke raak, jy weet, en dalk ook help met bewusmaking in die verband? Parkinsons SA is die doelwit om dit bewustheid te maak en mense wat Parkinsons het bymekaar te bring.
Daar's nou in Durban, Kaapstad en Johannesburg is daar nou forums waar ons bymekaar kom elke maandagooggend hier in Johannesburg. En dan het hulle verskillende mense wat inkom en vir ons bystaan, fisioterapeute, spraakterapeute, outies en sulke mense. En dit gee vir jou miskien nie een op een nie, maar dit gee vir jou die breë oorsig van wat Parkinsons is en wat gedoen kan word om jou by te staan. En programme soos hierdie, dit help baie om mense bewus te maak. Ekskuus, ek gaan jou daar nou in die rede met val, maar baie dankie vir jou tyd en dat jy vanoggend met ons hieroor gesels het. Ons is net hierna weer terug.